Goeiemôre in Dayo en welkom hier so vanoggend by ons. Is lekker om almal se glimlaggies te sien vanoggend. Ek wil gou vinnig vir jou 'n vraag vra. Wie van julle was al by die sirkus gewees? Kan ek gou sien, wie van julle is sirkus? So 'n hele paar hande wat opgaan. Sirkus. Awesome. Ek wil hê net vir 'n oomblik dat jy jouself moet sien in die sirkus. Wat kry jy alles in 'n sirkus? Jy kry byvoorbeeld jou ringleier. Jy weet, hy het gewoonlik so 'n rooi baadjie aan, natuurlik met 'n baie nice snor met 'n hoed, en hy is eintlik 'n glorified seremoniemeester. Hy is die een wat die een event na die ander ding aankondig. Dan kry jy natuurlik jou juggler. Almal ken 'n juggler. Hy gooi die bal in die lug. Partykeer is dit 'n fancy juggler. Dan begin hy mos nou met messe werk, jy weet. En ek het al gesien 'n ou wat 'n chainsaw sal juggling. Jy weet, jy kry extreme ouens. Net vir interessantheid, die Afrikaanse woord vir 'n juggler, ek het dit nie geweet nie, is 'n jong leer. Dit klink so hoogs Afrikaans. 'n Jong leer. Dan natuurlik kry jy jou touloper. Hulle is gewoonlik die ouens, toulopers. Hulle loop, jy weet, in die groot event is altyd as daar geen vangnet, die vangnet val, dan gaan almal mos jy weet, want as hulle dan val, kan hulle doodval. Dan kry jy natuurlik jou akrobate wat toertjies en somersaults in die lug doen, en jy kry jou Hans Wors met die rooi neus wat altyd ingery kom met die klein karretjies en die gehoor bietjie laat lag. En dan natuurlik jou leeutemmers. Hulle is gewoonlik die ouens wat inkom met die groot katte, laat jy weet gaan sit en laat luister vir hulle. Ek kort ergens as jy 'n leeutemmer het of ken, ek kort iemand wat 'n leeutemmer is, want ek kry nie eens my eie kat by die huis onder beheer nie. So ek weet nie eens hoe 'n ou dit doen met groot leeu's nie. Nou, ek weet baie van julle ken miskien die fliek This is the Greatest Show. En wat dit sê, it's the greatest show, jy weet, en almal gaan kom kyk, en dis hierdie fireworks, en dis hierdie groot ding, en die oomblik as alles lyk asof dit uit beheer is, dan werk alles maar net uit. Maar ek gaan nie vir jou jok nie, baie keer voel my lewe soos 'n sirkus. My lewe voel soos 'n sirkus. Dis toertjies wat gebalanseer moet word die hele tyd. Die hond blaf 2 uur die oggend wakker. Ek kan nie slaap nie. Dan staan ek maar op en dan is ek die res van die dag sommer moeilik en mislik. Of dit kan wees dat dit reën, jy weet, en ek kan nie wasgoed was nie, en jy weet, die kinders kort skoolklere. So daar doen jy jou toertjie, jy was gou die wasgoed en jy sit dit op 'n fan, en môreoggend staan jy op. Jy is besig om op die kinders te skree, hulle moet regkry terwyl jy stryk. Dis 'n show, dis buite beheer. Jy vergeet om brood te koop. Dankie tog vir Garage Pies. Of het kan wees, jou kar wil nie start nie. Kan ek sien wie se kar het partykeer nie gestart nie. Jy het al geweet jy moes 'n nuwe battery kry, maar nee. Ek ken daai ook. Of jou kind kom na jou toe, 9 uur die aand. Mamma, ek het vergeet van my projek. Ag my kind, dis laat, wanneer moet die projek in? Môre. Met môre in. Dan spring jy op die internet, jy print foto's, jy hoop as karton in die kas. As daar nie is nie, dink jy by jouself, wat se winkel is nog 9 uur die aand oop om goeders te by gaan kry? En dan natuurlik WhatsApps. Daar's geen beperk op WhatsApps nie. Jy kan 4 uur die oggend 'n boodskap kry. Sorry Sean, ek stuur partykeer vir jou 4 uur die oggend 'n boodskap. En 10 uur die aand, en mense verwag jy moet nou reply. Nie later nie. Anders is hulle offended. Okay? En dit is hierdie enorme spul goed wat gebeur, en baie keer voel ek soos die ringleier wat net die show aan die gang moet hou. Ons moet net aangaan. Dit herinner my aan 'n grappie, dit sê, ek het my vrou gesê, ek voel soos 'n touloper. Sy sê, dis reg, moet net nie vergeet om die wasgoed af te haal op pad terwyl jy loop nie. Alright? Dis letterlik hoe dit is. Dit hou net nie op nie. En ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my, ek juggle partykeer 'n klomp goed in my lewe, en ek voel ek is besig om dit reg te kry, en dan val daar iets op die grond. En dan voel ek sleg. Ek voel byvoorbeeld ek skeep my vrou af, of ek skeep my werk, of my kinders, een of ander bal wat altyd val. En dit voel vir my soms asof ek God na my kyk uit die gehoor uit en net sy kop skud. Jy al so gevoel? Ek het al so gevoel.
Maar wat doen 'n mens as hierdie tent van ons lewe wankel? As wanneer dit begin voel, dit gaan in mekaar val. Dawid het ook so gevoel gehad. En ek voel partykeer ook so. Psalm 61 sê, hoor tog my hulpgeroep, o God. Slaan tog ag op my gebed. Ver uit die vreemde uit, in wanhoop, roep ek na U. Bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees. Dawid sê selfs, my fondasie is geskit, daar's nie beheer nie, vat my weg en sit my op 'n rots, dat ek stewig kan staan. Ek wil vandag vir jou iets sê, wat miskien jy nie besef nie. Jy is nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Almal van ons het al so gevoel. Kyk vir die persoon langs jou. Ja, kyk in hulle mooi smile of hulle frons vas. Hulle het ook al so gevoel. Ons kry klomp groot godsmanne, geloofsouens in die Bybel, ouens wat se name vir oor die 2000 jaar geskryf is in die Bybel, wat deur sulke situasies gegaan het. Job, hy verloor alles, sy kinders, sy besittings, sy gesondheid, en in sy pyn sê hy, laat die dag waarop ek gebore is vergaan. Alles is net te veel. Ons kry vir Moses, julle, ek haal my hoed af vir Moses. Hierdie moeilike volk wat hy moes lei, waar hulle oor en oor dieselfde foute maak, wat hy by God kom en sê, Here, ek is moeg. Ek is moeg. Ons skryf vir Elia. Elia het nou net een van die grootste wonderwerke gesien. Julle, ek weet nie van julle nie, nee, maar as ek besig is om te braai, en ek kry nie my braai aan die gang nie, en daar kom 'n enorme vuur uit die hemel uit, en slaan my braai aan die gang, sal ek nou nogal in geloof staan, hoor. Maar dis basies wat gebeur met die Baalprofete. Hulle gooi sy braaivleis nat, jy weet hierdie offer wat gebring word, en hy bid en hier kom 'n bol vuur uit die lug uit en dit slaan dit aan die brand. Ek meen, praat van 'n show, praat van extravagant. In hierdie oomblik, en tog kry ons vir Elia wat hy sê, ek kan nie meer nie. Ek het genoeg. Hy hardop in die woestyn en hy wil doodgaan. It's too much. Paulus sê op 'n stadium, hy sê, ons was uitnemend swaar beproef in 2 Korintiërs. Hy sê, sodat ons selfs aan die lewe getwyfel het. Too much. En natuurlik kry ons vir Jesus in die tuin van Getsemane, waar hy self ook sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Partykeer voel dit vir ons is alleen, wanneer dit voel, ons tent gaan in mekaar stort. Maar hier is die ding, ons moet besef dat wanneer ons met mekaar praat, ek het hierdie week net 'n afspraak met iemand gehad, en ons altyd het nie antwoorde gehad vir alles nie, ons het maar net gedeel oor hoe ons voel en waar ons gaan. En ek het net weer eens besef, ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie. Ons almal gaan deur dit. Die vraag is, hoe reageer jy wanneer jy voel, jy kan nie meer hierdie sirkus onder beheer bring nie? Wanneer jy uit beheer is? Ek wil eintlik sê, wanneer al die balle in die lug is, en dit voel dit gaan val. Die eerste ding wat baie keer gebeur, is vrees en paniek. Vrees, jy begin vrees en jy doen iets paniekbevange. Daar's 'n gesegde wat sê, 'n benoude kat maak 'n benoude sprong. Jy reageer net. Jy weet nie eens hoekom jy gedoen het wat jy gedoen het nie. Ons kry vir Simon Petrus. Simon Petrus was 'n baie impulsive ou, okay? Maar ons kry waar Jesus gevange geneem word. Simon Petrus, hy's oorweldig met wat gebeur. En die eerste ding wat hy doen is, hy trek sy swaard uit en hy dink nie eers daaroor nie. Ek dink eintlik hy wou die soldaat, jy weet, sy kop afgekap het. Ek dink maar hy slaan en hy slaan die soldaat se oor af. En Jesus sê, stop dit, ons gaan nie met die swaard beklei nie. Ons kan self in ons eie lewe benoude spronge maak, oomblikke. David Sondag, hy kon dadelik gegaan het na God toe, en hy kon dadelik gegaan het na mense en gesê, ek het gesondig, want dis eintlik wie David is, dis hoekom hy 'n man naby aan God se hart was, maar tog kry ons vir David, waar hy in 'n oomblik van vrees en spanning 'n besluit neem, en hy pleeg moord, en nog erger dinge gebeur. Oomblikke wat ons dom besluite neem. Ons neem ons swakste besluite in oomblikke waar ons oorweldig en paniek bevange is. Die tweede ding is onttrekking en isolasie. Het jy ooit gehoor iemand sê die ligte is aan, maar daar's niemand tuis nie? Of die hamster hardloop, maar die hamster is eintlik lankal dood. Die wielietjies draai, maar daar's niks. Ek praat met soveel vrouens wat vir my sê, dit voel vir hulle asof
hulle mans elke dag werk toe gaan, by die huis moeg kom, op die bank gaan sit, baie van hulle drink of hulle kyk net TV, maar hulle spandeer die tyd saam met die kinders nie, hulle gaan maar net deur die motions, die ligte is aan, maar ons niemand tuis nie. Want hulle voel oorweldig. Ons kry letterlik Elia gaan in die woestyn en hy wil alleen wees, hy wil net sterf. Onttrek homself. En baie keer wat gebeur is, as ons oorweldig is, dan, dis nie dat ons weghardloop nie, maar ons is nie meer daar nie. Gods water oor Gods akker, soos hulle sê, you're just going through the motions. Jy gaan maar net deur dit. Maar hier is die ding, dis wanneer ons onsself isoleer, dat ons leeukos word. Jy sal altyd sien, 'n leeu jag nooit altyd die bokke wat in die trop is nie. Die leeu is altyd besig om uit te kyk vir die een wat agter is. En dis wat gebeur. Satan is altyd besig om te kyk hoe hy jou kan isoleer, hoe hy jou op 'n punt kan kry waar jy alleen is, alleen voel, because then he can take you out. En wanneer jy vandag hier sit en jy voel alleen, wees versigtig. Jy word leeukos. Jy word leeukos. Die derde een is, ek noem hulle altyd die control freaks. Oorbeheer. As hoe meer rof die sirkus is, hoe meer probeer jy beheer vat. Ek het so swak oomblik hierdie week gehad. Waar die ding het net te veel geraak. Jy weet, en dan, ek het al hierdie gehoor, in hierdie huis sal 'n orde wees. Jy probeer beheer vat van almal en reëls en standaarde stel. Almal moet nou net inval by jou en alles moet perfek wees. Elke ding het sy plek. Maar hoe meer jy probeer om beheer te neem, hoe meer verloor jy baie keer beheer. En hoe meer maak jy verhoudings seer. Wees so versigtig dat jy nie hierdie kontrol perfektionistiese freak raak en as almal nie volgens jou standaarde leef nie, dan is hulle verkeerd, maar jy is reg. Want weer eens, hoe meer jy wil beheer neem, hoe meer uitbeheer gaan jy voel. Ek wil vanoggend vir jou sê, time out. Time out. Stop die sirkus, stop alles. Neem vandag 'n oomblik waar jy nie nou vir 'n oomblik dink aan wat jy gaan vanmiddag eet nie. Okay? Romans het 'n special. Nou op. Los dit. Ek wil hê vir 'n oomblik neem 'n time out en dink vir 'n oomblik, wat doen jy die oomblik as jy voel jou sirkus is uit beheer? It's too much. Die vraag wat ek vir myself vra in hierdie time-out oomblik is, vir wie tree ek op? Vir wie tree ek op? Tree ek op vir my man en my vrou, soos hulle sê? Maar hopelik ek het nie 'n man nie, ek sê man nie, ek het 'n vrou. Okay? Maar is dit hulle wat jy probeer gelukkig hou? Want ons moet so versigtig wees om te hou, jou vrou of jou man se geluk is nie op jou nie. Ja, maar happy wife, happy life. Nee. Wanneer jou vrou of jou man by die Here is die enigste wat geluk kan gee. Pas op dat jy nie alles probeer om jou man of jou vrou gelukkig te hou en dan raak hulle afgod in jou lewe. Het gebeur so. Vir wie het jy hierdie show? Is dit vir jou kinders? Alles moet net regkry. Is dit vir die pastoor? Ek lag altyd vir mense. As die pastoor kom kuier, julle, daar's koekietjies en daar's tee, en die huis is so skoon. Julle, dis okay as daar kaaskrul op jou mat lê. Ek beloof jou, ek verstaan. As jy na my huis toe kom, dan gaan baie keer wees, dinge is nie altyd skoon nie. Want ek is 'n mens, ek leef. Ek is nie besig om 'n show op te sit vir enigiemand nie. Miskien is dit dat jy vir jou baas leef, of vir die erkenning van mense, en dit put jou net uit. Dis al wat dit doen. Hoor wat sê Galasiërs 1 vers 10. Klink dit nou asof ek guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Hier's die ding. Jy sal nooit mense tevrede stel nie. Daar sal altyd iets wees. Dames, ek wil nou vir 'n oomblik met jou praat, okay? Jy maak die huis so skoon, jy's so gestres. Ek het nog nooit iemand gekry wat in my huis instap, of wat ek in hulle huis instap, en hulle stap rond en kyk vir fout. Hulle gaan en dan vee hulle so bo op die ligskakelaar. Wat so stof is hierdie? Ek weet nie van jou nie, ek het dit nog nooit gesien nie. Maar ons is baie keer so obsessief oor die opinies van mense oor ons lewens,
Ons voel dit met ons uit. Jy gaan nooit mense almal tevrede stel nie. Maak vrede daarmee. Dan die ander vraag is, en 'n belangrike een is, wie is die ringmeester van jou sirkus? Is dit jou show? Is dit jou vertoning? Ons prentjie van God is baie keer dat God is nie saam met ons in ons lewens nie. Hy sit in die gehoor en hy sit met 'n puntestelsel. Hy hou skoor oor of jy balle in jou lewe laat val, of alles perfek loop. En die oomblik as die dinge nie alles regloop nie, jy nie vandag stilte tyd gehad het nie, dan sit hy in die hoekie en hy sê minus 10 punte vir jou. Maar dis nie waar God wil wees nie. God wil saam met jou binne in jou sirkus wees. Hy wil deel van die proses, deel van jou lewe wees. God se hart was nog altyd verhouding met jou. Nog altyd. Ons sien dit soveel keer in die Bybel. Moses kon God al hierdie wonderwerke op sy eie laat gebeur het, natuurlik kon hy. Maar hy sê byvoorbeeld vir Moses, Moses, wat het jy in jou hand? Hy het 'n kierie. Hoekom? Want hy wil Moses deel raak van die proses. Jesus het altyd gevra, wat het julle? Nie, ons het hierdie brood en hierdie vissies. Ek sê vir jou, Jesus het gewys, uit die mag oor die storms, as hy wou, kon hy net so maak en daar's 'n feesmaal. Maar dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil in verhouding staan. Ja, hy moet die baas wees in jou lewe, inteendeel God moet die ringmeester wees van jou lewe. Hy moet die reëls maak, hy moet die baas wees, want hy's nie net jou redder nie, he is Lord of all, hy is God. Maar God wil saam met jou in verhouding staan. Hy's nie gehoor nie. Baie mense sal nou weer sê, ag, ek gee alles oor aan die Here. Hulle is so geestelik. Ek gee alles oor aan die Here. Hy moet dit maar net laat gebeur. Dit herinner my aan die grappie wat sê, ek het probeer 'n rustige oggend hê. Toe bel die skool, die geyser bars en die kat gooi die visbak op. Ek het toe net gesê, Here, U is die ringmeester. Ek is net hier vir die popcorn. Dis nie hoe dit werk nie. Ons kan nie net by die huis sit en sê, ek het nie werk nie, maar ek doen niks nie, want die Here sal iets bring. Nee, die Here sien net 'n effort. Dis nie die Here werk op sy eie, en jy gaan is net along for the ride nie. Julle werk saam, God wil in verhouding van die lewe staan. Julle is 'n span. 'n Span. En weet jy wat, ons is baie keer te ernstig. Lag vir jouself. Ek het vir my doodgelag vir myself hierdie week. My vrou stuur my winkel toe, né, om een spesifieke item te koop. Sy stuur vir my 'n grocery list. Bram ry, hy kom terug met die een item waarvoor hy nie gegaan het nie, dit het hy nie gekoop nie. Ek ry weer, ek kom weer terug sonder daai item. O, julle, nee, kwot. Toe lag ek net vir myself. Help ek raak kwaad nie. Ons vat onsself te ernstig op. God sê ons moenie worry oor hierdie dinge nie. Inteendeel, hy sê ongelowiges worry daaroor. Matteus 6 vers 31 sê, julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet en wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges gegaan is. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie 'n ongelowige wees nie. Ek is 'n kind van God. Ek staan in geloof. Ek moenie myself bekommer oor hierdie goeters nie. Ek sluit af met hierdie. My vraag aan jou is, wil jy vrede hê in jou lewe? Want jy kan nie weghardloop van jou sirkus nie. Daar's dinge wat moet gebeur. Maar die vraag is eerder, maar hoe kry ek 'n gevoel van vrede in my lewe, al gaan dit rof om my? Al voel dit vir my dinge val uit mekaar uit. Nou, daar's een persoon in die Bybel, ek dink hy het iets verstaan van 'n sirkus. Of hy het iets verstaan van leeu's. Ken julle die storie van Daniel en die leeukuil? Okay. So ek dink hy moes baie vinnig 'n leeutemmer raak in 'n oomblik. Maar kom ons kyk net gou na die persoon van Daniel. So Daniel was 'n baie besige man. Daniel, die koning, was mal oor Daniel gewees. Hoekom? Want Daniel het eintlik die hele koninkryk vir hom gedryf. Hy was 'n fantastiese administrateur, hy was 'n fantastiese beplanner gewees, en kom ons wees eerlik, Daniel moes ontsaglik besig gewees het. Dis nie maklik om 'n koninkryk te hardloop nie. Dis nie maklik om dit te doen nie. Ek dink as hy 'n rede gehad het om te sê hy is besig, dan was dit hy gewees. Maar tog kry ons waar Daniel in die leeukuil gegooi word.
En ek wil nou nie in die detail gaan oor hoe kom nie. Maar Daniël bevind homself in die leeukuil in 'n plek van vrede. Hoekom? Want hy het iets beoefen in sy lewe. Wat het hy beoefen? Hy het in sy besige skedule 3 keer 'n dag weggegaan, uit die geraas uit die sirkus uit, en tyd saam met God spandeer. Hoor wat sê die skrif by die volgende gedeelte. Daniël sê, Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Daar's 2 goed wat ek wil hier moet raak sien. Nommer 1, Daniël het nie vinnige opskiet gebedjies gedoen nie. Ons het 'n kultuur deesdae ontwikkel. Ons dink ons bid wanneer ons God eintlik gebruik as 'n emergency gewiel. Elke keer wanneer dinge nie lekker is nie, dan kom ons stil, dan bid ons. Ons noem dit, wat noem ons dit? Ons noem dit opskietgebedjies. Okay? Daai 2 sekonde, 3 sekonde gebedjies. Dis nie wat hy gedoen het nie. Daniël, sê die woord, het homself onttrek. Hy het 'n oomblik gaan maak van stilte. A place where there were no distractions. Weet wat is ons grootste distraction deesdae? Hierdie ding. Ek probeer my beste om nie meer stilte tyd te hou met my foon nie. Want dit is my distraction. En om my Bybel, my fisiese Bybel te gebruik, om stil te word, myself te onttrek, en vir God se wysheid, stilte en vrede te gaan vra. Die tweede ding wat hy gedoen het is, die woord sê hy het vir God gedank. Hy het nie net na God toe gegaan en gekla oor alles wat verkeerd is nie. Hy het vir God gaan dankie sê vir alles wat hy vir hom doen. En in daai plek het hy vrede gevind. Raai wat, toe die leeu's kom, toe is dit nie 'n probleem nie. Want hy het 'n plek van vrede reeds gevind. My vraag is, wat doen jy met jou sirkus? Wat doen jy wanneer dit vir jou voel, die lewe is net te veel? Ek gaan nou die balle laat val. Ek gaan nou van die tou afval. Ek kan nie meer nie. Raak jy in paniek bevange? Maak jy dom besluite? Is jy die persoon wat net, you're there, but you're not there anymore? Die ligte is aan, maar niemand is tuis nie. Of raak jy daai control freak? Wat almal is en almal probeer beheer. Jy het geen meer verhoudings as gevolg van dit nie. Of kom jy op 'n plek waar jy sê, ek raak stil voor God. En ek kry my vrede by hom. Ek onttrek myself. Jesus het so mooi voorbeeld gewys. Almal wou met Jesus tyd spandeer. En tog lees jy so baie keer in die Bybel waar Jesus het homself onttrek en op 'n stil tyd saam met sy Vader gaan spandeer. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë. Aba Vader, Here, ons kom vandag voor U en ons sê vergewe ons waar ons baie keer waar ons oorreageer, waar dit vir ons voel ons sirkus val uit mekaar uit. Here, ek bid vir wysheid. Ek bid dat U vir ons sal help, Here, sodat ons daaglikse, ons weeklikse tyd sal beplan, sodat ons met U kan tyd spandeer, sodat ons vrede by U kan kry. Here, ek bid dat U sal die ringmeester raak van ons sirkus, en dat ons saam as 'n span sal werk, sodat ons glorie vir U koninkryk kan gee. Amen.